بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا Mohammed. Voordat ons begin met datums, name of gebeure, is dit belangrik om eers stil te staan by waarom die lewe van die profeet Mohammed so belangrik en betekenisvol is en waarom dit die moeite werd is om te verken. Meer as 14 eeue gelede in die woestyn van Arabië het 'n man na vore gekom wie se lewe die geskiedenis, etiek en die innerlike lewens van ontelbare mense sou hervorm. Mohammed ibn Abdullah, Mohammed die seun van Abdullah, wie se bloedlyn terugkeer na Ismail die seun van Abraham. Mohammed was nie 'n koning nie 'n filosoof beskermd deur voorreg nie, en ook nie 'n verhoweraar wat in mag gebore is nie. Hy was 'n weeskind, 'n skaapwagter, 'n handelaar en ongeletterd, maar steeds het hy vir mense om alles geleer wat werklik saak maak. Hy was iemand wat swaar kry, stilte en diep nadenke geken het. Uit hierdie gewone menslike lewe het 'n buitengewone morele en geestelike nalatiging ontstaan. Hy word nie aanbid nie of as goddelik beskou nie, maar geliefd as die laaste profeet en boodskapper wat God na mensdom gestuur het. 'n leermeester, 'n barmhartigheid en 'n lewende voorbeeld van hoe 'n mens met nederigheid, geregtigheid, regverdigheid en neernis kan leef terwyl jy die verbind bly om God. Die bestudering van sy lewe, bekend as die Sira in Arabies, is nie bloot 'n biografie nie. Dit is 'n lewenspad, dit is 'n reis na vrae wat vandag nog saak maak. Hoe bly 'n mens eties in 'n korrupte samelewing? Hoe leef geduld en vergifnis te midde van wreedheid? Hoe kan geloof, sosiale hervorming, menswaardigheid en hoop in tye van lyding inspireer? Mohammed se lewe het volledig en openbaar afgespeel. By die huis en die samelewing in oomblikke van vrede en konflik, krag en kwesbaarheid, wat dit een van die mees goed gedokumenteerde lewens in die menslike geskiedenis maak. Soos ons hierdie klasse begin, vra ons nie dat jy moet glo nie, maar slegs dat jy moet luister, om 'n man te leer ken wie se invloed steeds harte wette en positief vorm oor kulture en vastelande heen. Of jy hierdie reis benader met nuuskierigheid, skeptisisme of stil openheid, nooi die verhaal van die laaste profeet van God, Mohammed, jou uit om te dink oor wat dit werklik beteken om 'n betekenisvolle, doelregtige en deernisvolle menslike lewe te lei in die diens van God, die Almagtige. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.